Lukas 15 gee baie mooi uitbeelding van 'n pa se hart. Lukas 15 vertel van 'n seun wat sy ouerhuis verlaat het, en dan het hy maar sy omswerwing in die lewe gehad, baie mislukking en teleurstelling beleef, en uiteindelik opgeëindig het in die varkhokke. Maar so die seun op 'n dag besluit hy gaan terug na sy pa se huis toe. En dit is vir my die eerste pragtige les van 'n pa se hart, dat sy kinders weet, hulle kan altyd terugkom na sy huis toe. Pa is beskikbaar. Pa is daar vir my. En dit is wat 'n vader se kinders moet weet. Pa is daar vir my. Al het ek verbrou in die lewe, al het ek dalk my familienaam benadeel, of die beeld van my pa benadeel. Pa sal my ontvang. Ek is welkom by pa se huis. Weet jou kinders dit? Weet hulle dat hulle welkom is by jou? Weet jou kinders dat jy beskikbaar is? En dis 'n beskikbaarheid wat van kleins af daar moet wees. Met al die mylpale wat jou kind behaal, met al sy bekommernisse wat hy later in sy lewe het, al die probleme wat hy mag ervaar, moet hy weet, hy kan na pa toe gaan, pa het raad, pa toon belangstelling, pa is beskikbaar. En dit vertel vir ons ook iets van God se vaderhart, dat hy is beskikbaar. Al stel ons dalk ook teleur, al is ons soms ongehoorsaam aan die woord, al het ons verbrou, God is altyd beskikbaar, gereed om te luister, gereed om sy liefde te gee. Dis die tweede eienskap van 'n goeie vaderhart. 'n Pa wat 'n vaderhart het, is 'n man van liefde. Daar's dalk baie min materiële goed wat 'n mens kan gee in 'n kind se lewe, maar die belangrikste is tog die liefde. Dit is natuurlik goed as 'n mens ander dinge ook kan gee, maar die belangrikste wat 'n kind ooit sal onthou, is dat my pa het my lief gehad. Dit is wat die verlore seun van Lukas 15 ook beleef het. Toe hy by die huis kom in sy swak toestand, in sy gebrokenheid, het hy nie verwyte by sy pa gekry nie. Hy het liefde by sy pa ontvang. Sy pa het diep omgegee vir hom. Die Bybel sê, sy pa het na hom toe gehardloop en hom omhels en hom gesoen. Dit is tog so belangrik dat jy, wat 'n pa is, jou kind sal oortuig van jou liefde. 'n Liefde wat uitdrukking ook gee aan 'n demonstrasie daarvan. Raak aan jou kind. Tel jou kind op. Speel met jou kind. Kommunikeer met jou kind. Dan die derde eienskap van 'n goeie vaderhart is 'n pa wat liefde het, is ook 'n pa wat vergewe. Toe daar die verlore seun huis toe kom, het hy dadelik oor sy sonde begin praat. Maar sy pa wou niks verder daarvan weet nie, want sy pa het hom klaar vergewe. Hoe belangrik is vergifnis vir kinders tog maar net nie. 'n Kind weet wanneer hy sy ouers teleurgestel het. Maar wanneer 'n pa sê, my kind, dit is verby, kom ons gaan aan, kom ons loop die toekoms in, dan gee vir daardie kind hoop vir homself, want as die pa hom vergewe, dan kan daai kind homself ook vergewe. As 'n mens iemand vergewe, dan laat voel hy daai persoon, hy is goed genoeg, hy het 'n toekoms, daar is hoop vir hom. Vergewe jou kinders altyd. Moenie kwaad vir jou kinders gaan slaap nie. Moenie jou kinders belas met verwyte nie en met skuldgevoelens nie. Vergewe. Dis wat liefde doen. Liefde vergewe. En liefde vergewe onophoudelik. Daardie liefde is onvoorwaardelik. Dit dreig nie. Dit takel nie af nie. Dit laat voel 'n kind nie, hy het nie meer 'n kans by pa nie. Want liefde gee altyd nog 'n kans. En wanneer 'n kind vergewe word, dan voel hy ook sy pa het geloof in hom, en sy pa het hoop vir hom, en sy pa gee vir hom nog 'n kans. God is liefde. Hoeveel kansse het al in u lewe gegee? Hy is die God van hoop, hy gee altyd nuwe geleenthede. Hy gee weer altyd nuwe kansse, nuwe geopende deure. Dit is die pa, die hart van 'n goeie pa. Hy vergewe.
En dan sien ek ook van die pa van die verlore seun, hy is barmhartig en genadig. Sy seun het by die huis aangekom met niks, het alles verkoos in die lewe. Hy was 'n mislukking. Sy totale lewe was 'n mislukking. Maar die pa sê, bring vir my seun die beste kleed, gee hom 'n ring, gee vir hom skoene vir sy voete. Daardie ring beteken, ek gee vir jou weer 'n erfenis. Wat myne is joune. 'n Pa is barmhartig. 'n Goeie pa is barmhartig. Toon altyd barmhartigheid aan jou kinders. Wees altyd genadig teenoor jou kinders. En dan in die laaste plek, 'n goeie pa tel op. Hy tel sy kinders altyd op. Hy dra hulle op sy skouers. Jy gaan altyd 'n pa bly. Jy kan hulle ou man wees. Jy is nog steeds 'n pa as jy kinders het. Dra altyd jou kinders op jou skouers. Die bedoeling is nie dat jy jou kinders so moet grootmaak dat hulle nie eendag selfstandige groot mense sal wees nie. Maar die bedoeling is net dat jy altyd jou kinders op jou hart sal dra, sal ondersteun waar jy kan. God dra sy kinders op sy skouers. Sy gedagtes is altyd by sy kinders. Dra jou kinders, dra hulle end uit. Die Here seën jou mooi vaderhart. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons leer van God se vaderhart. Here, help ons om daardie selfde eienskappe in ons eie vaderskap toe te pas, Vader. Dankie, Here, dat U altyd beskikbaar vir ons is. Dankie dat U vergewensgesind is. Dankie dat U so liefdevol is. Dankie dat U die God is van vele kanse, die God van herstel. Dankie dat U altyd hoop het vir ons lewens. Dankie dat U altyd genadig vir ons is. En dankie dat U ons op U skouers dra. In Jesus naam bid ek dit.